Goeiedag broer en suster. Baie welkom by nog 'n aanlyn erediens by Lux Mundi. Dit is vir my lekker om vandag so op jou skerm te wees. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou. Hoop dat jy ook vanoggend die Here se teenwoordigheid op 'n baie spesiale manier gaan beleef. Kom ons word sommer dadelik stil voor die Here. Ja Here, wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat U die lewende Here by ons is. Dankie Here dat ons ook so op hierdie manier vandag ook tot U kan nader en weet Here dat U ook tot ons nader. En Here, waar ons in hierdie tyd, so in lydenstyd in 2026, ook daarop fokus om 'n toegewyde lewe aan U te lewe, vra ons Here dat U ook vandag so vir ons sal lei om meer en meer te leer wat dit beteken om te groei in ons toewyding. En dat ons, wanneer ons herinner word, Here, aan die pad wat U gestap het, dat U ook so U liefde vir ons uitgeleef het en toegewyd was tot aan die einde toe. Dat ons, wanneer ons daaraan dink, ook sal onthou, dat ons maar net agter U moet aanloop en dat ons in U voetspore moet volg. Help ons, Here, om so in ons toewyding ook aan U te kan groei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, ons is besig dan met ons kwartaaltema van groei in toewyding. Ons het nou laaste week het ons met hom begin, nadat ons die eerste 5 weke so 'n bietjie gepraat het oor groei oor die algemeen en so 'n bietjie dit ingelei het, ons jaartema van groei ingelei het, is ons dan nou by ons kwartaaltema van groei in toewyding aan God. Ons praat dan vanoggend oor ek is 'n lewende offer en gaan ons Romeine 12 vers 1 dan vanoggend lees, net die een versie daar in Romeine 12. Maar voordat ons daar lees, wil ek eers vir jou 'n vraag vra, en dit is, hoe kan 'n mens sien dat jy die Here liefhet? Hoe kan 'n mens sien dat jy die Here liefhet? En eintlik moet ek vir jou, moet ons een stapie terug gaan en vra, maar het jy die Here lief? En vra maar, wanneer laas het jy daaroor gedink? En dis iets wat ons maklik sê, en dit is dalk iets wat in ons agterkoppe leef, en ons praat baie oor ons verhouding met die Here, en dat ons wil lewe volgens sy wil, ensovoorts, en dat ons Christene is, gelowiges is, kinders van die Here is. Maar die vraag is, het jy die Here lief? En as ons dink aan hoe ons dink oor daardie woord lief, en wat dit vir ons beteken, en dan dink maar, hoe lyk daardie verhoudings wat ons daarmee sou beskryf, en kan ons dieselfde sê van ons verhouding met die Here? Is jy lief vir die Here? En as jy dan so 'n bietjie daaroor nagedink het en sê, ja, ek is lief vir die Here, dan vir jouself af te vra, maar hoe kan 'n mens sien, hoe kan ander mense sien, dat jy die Here lief het? Markus 12 vers 30, die bekende woorde, help ons daarmee. Die Here Jesus is aan die woord en hy sê wat die grootste gebod is, en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Nou weer eens is hierdie van daai woorde wat ons so maklik sê, nee? Ons ken daai rympie en ons kan hom eintlik enige tyd van die dag kan ons hom aframmel en sê, dis die grootste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Maar het ons al gedink oor wat dit beteken? En ons het natuurlik min of meer 'n idee van dis die grootste gebod en ons moet die Here lief hê. Maar nou sit ons allerhande ander goeders daarby en dan sê ons, maar wat is die grootste gebod, of wat moet jy doen om in die hemel te kom, en dan het ons allerhande lysies wat ons maak, en die Here Jesus sê, is dit begin by een plek, en dit is by die liefde, en dat hy sê, dat jy met die Here jou God lief hê, en dat hierdie woorde wat hy dan daarna sê, om dit te beskryf en hoe daar die liefde werk, is hy nie net besig om poëties te wees, en dit klink mooi, en dit rol lekker van die tong af nie. Hy is besig om die mens, so totale menswees te beskryf. Die manier hoe dat die mense van Jesus se tyd daaroor gedink het, hoe die mens werk, en ons kan dan natuurlik allerlei ander goeders daarby sit, hang nou af van watter sielkundige skool jy na subscribe, is daar allerlei maniere hoe ons menswees kan beskryf, maar die Here praat hier oor elke faset van ons menswees, dat hy sê dat jy moet met jou hele menswees, met elke deeltjie van jou, met jou hart, met jou siel, met jou verstand en met jou krag, moet jy die Here lief hê, met jou hele menswees. En ongelukkig is dit so, dat ons hierdie ding van dat jy die Here met jou hart en siel en met verstand moet lief hê,
dat ons dit baie doen, nê? Dat ons lees dalk Bybel en ons bid en dis iets wat in ons hart aan die gang is en dis 'n emosionele ding, is 'n persoonlike binneste gesprek tussen my en die Here, dis iets wat in my hart gebeur, maar dat ons vergeet van die krag, nê? En die krag gaan oor hierdie goed, oor my spiere, oor dit wat ek fisies met my lyf doen. En dat ons nie daardie deel, daardie aspek van ons menswees op die ou ende moet vergeet wanneer ons die Here dien nie. Dat dit kan nie net 'n klomp breingimnastiek wees waarmee ek die Here dien nie, maar dat dit moet gaan oor wat ek met my lyf doen. En dat dit ons op die ou ende gaan help om te verstaan wat dit is wat Paulus op die ou ende hier in Romeine 12 vers 1 vir ons sê. So kom ons lees wat dit sê. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Nou hierdie eerste twee woordjies moet ons nie net verbylees nie. Hy sê en nou doen ek 'n beroep op julle broers en dit moet vir ons herinner aan waar in die Romeinebrief ons trek. Want onthou dat Paulus het nou net 11 hoofstukke spandeer om aan hierdie gelowiges in Romeine te verduidelik wie Jesus is en wat hy vir hulle kom doen het. En onthou dat Paulus skryf vir 'n gemeente waar die spanning tussen die Christelike of die gelowiges wat uit ander gelowe tot bekering gekom het en die gelowiges wat uit die Jodendom uit tot bekering gekom het en in Jesus glo, dat daar groot spanning is omdat die Jode het groot krisisse, want wat maak hulle nou met al die godsdienstige reëls wat hulle geleer het? Wat maak hulle met die offerkultus wat vir hulle so belangrik is, nê? Al die wette wat hulle moet nakom, wat vir hulle die lewe geword het. Dit is vir hulle alles. Dit is wat jy moet doen om die ewige lewe te kan verkry. Jy moet volgens die wet van die Here lewe. En nou het Paulus 11 hoofstukke spandeer, juis om vir hulle te sê wie Jesus is en wat hy vir hulle kom doen het. En dat hy vir hulle kom doen het dit wat die wet nie vir hulle kon regkry nie. En dan trek ons dan by hoofstuk 12. En nou sê hy, en nou. En hy lei totaal en al 'n nuwe deel van die Romeinebrief in. 11 hoofstukke spandeer aan hierdie ding. En nou sê hy vir hulle, nou, hoe lyk my lewe dan nou? As dit die waarheid is, as dit is wie Jesus is, as dit is vir wat hy vir my kom doen het, dan hoe werk dit dan nou? En as ons dan sien, die volgende stukkie wat daar geonderstreep is, wat hy sê, op grond van die groot ontferming van God. En dit bepaal alles. Dit is die beginpunt. Dit is waarop alles gebou word. En jy kan reg deur Paulus se briewe kan jy dit sien. Dit is op grond van die genade, aangesien die Here dit en dit gedoen het, aangesien julle saam met Christus gesterf het, aangesien omdat op grond van dit alles begin by die genade van die Here. Vir die Jode was dit andersom, nê. Hulle het goeders gedoen om die Here se genade te verdien. Maar die Here Jesus kom en hy kom draai dit om en hy kom gee vir ons wat ons nie vir onsself kan regkry nie. Hy kom gee vir ons die lewe en dat op grond daarvan lewe ons, op grond daarvan doen ons. Ons wil en hoor mooi want ons hoor dit so baie. Ons hoor dit dalk te nee, mens kan dit nooit te veel hoor nie, maar ons hoor dit so baie, maar dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit, dat ons hoor wat die Here vir ons gedoen het, en dat hy ons vrygemaak het, maar dat ons nooit dat punt bereik wat ons besef, maar ek is reeds vry nie. En dat ek die lewe wat ek lewe tot eer van God, nie om die Here te beïndruk, sodat hy op die ou ende meer van my sal hou, sodat hy op die ou ende meer van my sal lief wees, en dat ek dan op 'n manier dit kan verdien om hemel toe te gaan nie. Nee, nie ek nie. Nie, dis waarom ek mag hemel toe gaan, want ek nie. Ek mag hemel toe gaan, want Jesus het vir my gesterwe. Dit is die blye boodskap. Op grond van die groot ontferming van God, op grond van dit wat Jesus reeds vir my gedoen het. Daarom leef ek tot sy eer, daarom doen ek goeie dinge, daarom wil ek 'n goeie lewe volgens sy woord, omdat ek hemel toe gaan, nie om hemel toe te gaan nie. As jy glo dat die Here Jesus vir jou gesterf het, kan jy met daardie sekerheid lewe. Nou sê hy vir hulle, wat is dit wat julle nou moet doen? En nou, 11 hoofstukke, op grond van die ontferming van God, dit wat Jesus vir jou gedoen het, gee julle self. Gee julle self. En nou is dit een van daardie gevalle waar die vertaling ons so bietjie potjie en ons
So dalk so 'n bietjie dit moeiliker maak, want as ons lees wat die ou vertaling sê, ou vertaling 1953 vertaling sê dat julle jou liggame stel as lewende heilige en aan God welgevallige offer. Die 2020 vertaling sê om julle liggame as lewende heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. So wanneer ons hierdie woorde lees en Paulus sê, gee julle self, dan moet ons weer eens onthou wat Markus 12 vers 30 sê, dat dit my hele menswees is, insluitend my krag. Gee julle liggame. Hoe is ek besig om my liggaam te gebruik, om Jesus te beliggaam in die wêreld, sodat ek deur dit wat ek doen met my lyf, met my liggaam, met my spiere, met my hande, dat ek daardeur die Here verheerlik, dat ek dit vir hom gee. As wat? As 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Nou weer eens is hierdie taal wat die Joodse lesers natuurlik sou verstaan. En nou draai Paulus dit eintlik so mooi om vir hulle wat die heeltyd offers gebring het om die Here soort van net tevrede te stel en oor maar weer vir dieselfde sondes te betaal. Nou sê hy dat die Here Jesus het reeds die offer gebring. Hy bring een finale ewige offer en hy kom was ons finaal skoon van ons sondes en dat ons daarom nou offers bring vir totaal en alle ander rede. Omdat hy dit vir ons gedoen het, gee ons onsself, gee ons ons liggame, gee ons ons menswees as lewende en heilige offers. En onthou hoe 'n offer werk. 'n Offer is nie so lekker soos wat ons braai nie. Jy weet, as ons braai dan sit jy die choppie op en jy braai hom en jy eet hom. Nee, met die offers, as jy jou lammetjie gebring het om geoffer te word, dan is hy weg. Hy is nie meer joune nie. Hy word verbrand. Jy moet alles gee. Dit is hoe offer werk. Dit gaan oor weggee. En as ons dan sien hoe Paulus dan op ander plekke oor dieselfde gedagte praat, dan help dit ons om so 'n bietjie te verstaan hoe dit dan nou is, want as ek besef dat ek nie meer aan myself behoort nie, dat my hele menswees aangewend word om geoffer te word vir die Here Jesus, dan hoor ons wat hy sê in Galasiërs 2 vers 20 sê hy, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Jy sien, daar kry ons hierdie ding weer, dat dit gaan oor Jesus wat homself vir my gegee het, en dat dit juist daarom nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek behoort nie aan myself nie, ek gee myself totaal en al. Filippense 1 vers 20 en 21 sê, ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins, om hom deur my hele wese te verheerlik. En as ons hierdie woorde hoor, dan dink ons baie keer daaroor dat, ja, ek is bereid om te sterf vir die Here. Ek is bereid om my lewe vir hom af te lê. Ek is bereid om aan te hou om van hom te getuig, selfs al beteken dit dat ek op die ou ene 'n martelaar sal word. Maar is dit nie belangriker om elke dag my lewe vir hom af te lê nie? Want jy sien, dit is wat dit beteken om 'n lewende offer te wees. Dat ek elke dag kies om my lewe vir hom af te lê. Dat ek elke dag kies om vir hom te lewe. Dat ek met ander woorde nie net bereid sal wees om te sterf vir Jesus nie, maar dat ek bereid sal wees om te lewe vir Jesus. En dat ek dit elke dag sal kies. Want 'n lewende offer beteken nie ek bly op die altaar nie. Dit beteken dat ek myself elke dag gee en dat ek elke dag weer daardie keuse maak. En weer eens om terug te kom by wat die Here Jesus sê in Markus 12, hoe werk dit? Dit werk so dat ons onsself gee deur dat ons vir hom lief is en dat ons vir die mense rondom ons lief is. In Johannes 13 vers 34 sê hy, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Hoe moet ons mekaar lief hê? Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Dit is my opdrag, Johannes 15 vers 12. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Weereens, as ons onsself toewy aan die Here en in sy voetspore volg en sy voorbeeld volg, dat ons mekaar lief het soos wat hy ons lief gehad het en sy lewe vir ons afgelê het, dat ons bereid is om dit ook vir mekaar te doen, om vir mekaar te lewe, om myself weg te gee, om my liggaam, my hande, my voete, my spiere te gebruik,
om daardie liefde van die Here in hierdie wêreld sigbaar te maak. Mag jy elke dag kies om jou lewe vir die Here af te lê. Mag jy besef dat dit beteken om elke dag jouself te gee, om elke dag jou liggaam te gee, om elke dag alles prys te gee en alles neer te lê, alles op te offer, want ek behoort nie meer aan myself nie. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat lewe, en dat ek my liggaam sal gebruik om hom sigbaar te beliggaam in hierdie wêreld. Mag ons dit elke dag kies. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word deur hierdie woorde uitgedaag en besef ons, Here, dat baie keer dink ons en praat ons oor hierdie goed en ons lees daaroor, maar dat ons partykeer so 'n bietjie van die kragdeel vergeet. En dat ons hier in Romeine 12 ook herinner word, Here, dat ons liggame moet gee, dat dit gaan oor wat ons doen en dat ons daardeur U moet eer, nie omdat ons daardeur U guns probeer wen nie, Here, want U het ons oneindig lief. En U het dit bewys deurdat U alreeds vir ons die volledige prys betaal het en dat ons daarom onsself vir U wil gee. En Here, help ons om dit elke dag te kies, dat ons elke dag as lewende offers nie net bereid sal wees om te sterf vir U nie, maar juis bereid sal wees om vir U te lewe, omdat ons kies om onsself te gee. Stuur ons, Here, daar waar U wil hê ons moet gaan. Amen. Ons is daar so 'n paar afkondigings. As jy môre by die kerk is, wil ons vir jou uitnooi as jy die behoefte het om saam met iemand te bid. Daar is geleentheid daarvoor direk na die erediens. Is daar by die gebedskamer iemand wat vir jou daar sal ontmoet en saam met jou sal bid. Maar as jy nie by die erediens kan uitkom by die gemeentesentrum nie, wil ons ook vir jou uitnooi. Stuur asseblief vir ons 'n boodskap sodat ons vir jou op die gebedslys kan plaas en dat ons ook so saam met jou kan bid. En dan wil ons ook vir jou geleentheid gee, daar waar jy ook al is, dat jy die Here sal eer ook met jou dankoffer. Kom ons doen dit ook op so 'n manier dat ons regtig dat dit 'n getuienis sal wees van ons harte en van wie die Here is en van wat hy doen. Dan môre direk na die erediens, Sondag 1 Maart, is daar curry en rys te koop teen R50 'n bakkie. Moenie dit misloop nie. Dit is 'n heerlike geleentheid en dit is ten bate van ons gemeente se vrouebediening en hulle planne om ook ons vroue in die gemeente en in die gemeenskap te kan bedien. So curry en rys direk na die erediens. Dan wil ons vir jou spesiaal uitnooi na ons aanddienste toe. Onthou 17:30 6:30 op 'n Sondag aand is ons bymekaar vir ligweg en dan gaan sing ons heerlik saam. Ons is besig met lekker temas waar ons lekker baie dinge weer leer en ons wil regtig vir jou uitnooi. Kom net soos jy is en word vernuwe en gaan maak 'n impak weer Sondag aand 6:30. Dan is dit, volgende naweek is dit Wêreldmiddag vir vroue en Wêreldmiddag vir manne. Ons buurgemeentes het mooi geleenthede wat ons kan bywoon. Wêreldmiddag vir vroue, kom en ek sal jou rus gee. Die 6de Maart om 10:00 by Fairy Glen gemeente. Al die dames word daarna toe uitgenooi. En dan die manne, Wêreldmiddag vir mans, Saterdag 7 Maart, wat deur Gasfontein gemeente gereël word en dit is by Square Time Cafe teen R115 per persoon. Saterdag 7 Maart om 9:00 Wêreldmiddag vir manne. Dan die vroue wegbreek is 15 tot 17 Mei by Leribisi Lodge, so 14 km van die kerk af, en dit is R1250 alles ingesluit, van Vrydag aand 6:00 tot Sondagmiddag 12:00. Bespreek asseblief so gou as wat jy kan en betaal asseblief dan nou die kampgelde, dan ook die wegbreek gelde dan voor die 1 Mei. En dan die laaste enetjie, ons Mosambiek uitreik, is een van die dae. Daar's baie goedjies wat gereël moet word en ons wil ook vir jou uitnooi om saam te kom. As die Here dit op jou hart lê om saam te gaan Mosambiek toe, dat jy beplan vroegtydig en kom saam. Daarso is 'n QR-code op die skerm wat jy kan scan en vir die vormpie as jy belangstel. En dan kom ons die 12de April, die eerste Sondag van die nuwe kwartaal bymekaar, sodat ons so 'n bietjie kan gesels. En jy kan sommer vir Elise direk kontak by die e-posadresie daar op jou skerm. Goed, broers en susters, dit is min of meer ongeveer nasin by die hele storie. Mag die Here by jou wees in hierdie week. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.